Ons kry nie iemand wat 'n Christen is en dan raak jy heilig en jy's 'n disipel nie. Elke Christen is 'n disipel. En dit wat hy met sy disipels gedoen het, doen hy ook met ons. Hy stuur ons uit. So kom ons word stil en dan lees ons saam. En dan bid ons eers saam. Here, baie dankie dat ons nou kon sing, o Heer my God, U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Here, dat U koninkryk mag kom. En dan stuur U ons uit om die koninkryk van God nader te bring. En vanoggend kom buig ons as gemeente in stelle voor U. En ons kom sê, Here, as ons vanoggend hierdie woord lees, dan kies ons as gemeente om U toe te laat dat U ons lewe en ons rigting verander vanuit die woord uit. Dat ons deel kan wees van U grootste werke, dat ons deur dit wat ons doen, soos wat Jesus die disipels uitgestuur het, en waaroor hy ernstig was, dat die koninkryk van God naby gekom het, dat ons sal uitgaan en dit gaan doen, saam met Jesus werk in hierdie wêreld. En vir ons as kinders, Here, dat ons sal weet, dit is ook 'n boodskap vir ons as kinders, en nie net vir die groot mense nie. Dankie dat ons dit kan bid, dat U vir ons sal lei deur die Heilige Gees, ook deur hierdie diens. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Matteus 9 eindig Jesus, en dan het julle gesien al die boere plant mielies, nee. Dan groei die mielies, of die sonneblom, of die sojabone, dan groei dit, en dan staan dit. Los die boere dit daar. As dit ryp is, los die boere dit daar. Of gaan oes hulle dit. Hulle stuur die stroopers in, dan gaan oes hulle dit. En so kom Jesus aan die einde van Matteus 9, dan sê hy, God het ook eintlik 'n plaas. En die plaas is geplant. En die oes is ryp. En dan sê hy hierdie woorde, bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur, om die oes in te samel. En wie is die arbeiders om die oes in te samel? Hier is ons. Ons is God se stroopers, wat hy instuur, om die oes te gaan insamel, verlore mense van Jesus te vertel. En Jesus het iets baie spesifiek gedoen, en ek gaan dit lees in Matteus 10. Jesus het die 12 uitgestuur, dis sy 12 disipels, en hy het aan hulle die volgende opdrag gegee. Hy sê, moenie met 'n pad na die heidenasies toe afdraai nie, en moenie in die dorpe van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk van Israel toe. En dan hierdie woorde. Jesus gee 'n baie spesifieke opdrag. Hy sê, hy stuur hulle uit, hy sê, gaan doen die volgende, gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gaan gee dit verniet. Nou, Jesus stuur sy disipels na die mense toe, na verlore mense toe. Mense wat nie Jesus in hulle hart het nie, hy stuur hulle na hulle toe. En dan sê hy, gaan verkondig. Met ander woorde, ek gaan julle nou nie verveel met dit nie, maar die Griekse woordjie sê, soos wat jy loop, soos wat jy deur die lewe gaan vertel vir mense van Jesus. Moenie net sê, dit is iets wat ek op 'n Sondag doen nie. Elke dag, daar waar ek lewe, daar waar ek beweeg, soos wat ek loop, so vertel ek vir mense van Jesus. En dan die ander ding wat hy doen, hy sê, soos wat jy loop, soos wat jy elke dag deur die lewe gaan, as jy 'n sieke sien, dan bid jy vir die sieke. As jy 'n malaatse sien, dan bid jy vir die malaatse. As jy iemand sien wat van bose geeste beset is, dan dryf jy hulle sommer uit. Dit is nie iets wat ons moet een dag in ons lewe of net so nou en dan doen nie. Hy sê, soos wat jy deur die lewe gaan doen dit. So vanoggend wil ek hê ons moet na 2 goedjies kyk.
En nie net vir ons nie, maar vir ons almal, vir ons as Stella gemeente. Wat ek vanoggend hier doen, gemeente is deel van 'n reeks wat ek nou gaan volg, en ons almal gaan deel word van die sukses van hierdie reeks. Iets wat die Here op my hart gelê het. Nou, twee goed. Jesus en Johannes, as hulle albei in die bediening is en hulle verkondig, tree voor mense op, dan sê Jesus en Johannes albei, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. So hier, wat Jesus vir ons sê is, hier is 'n saak van dringendheid. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Dis nie iets wat eendag gaan gebeur nie. Dit gaan nou gebeur. En die beeld wat ek dink vir julle as kinders sal werk, as papa en mama sê, luister, jy moet gaan leer, want môre skryf jy 'n toets. Dit is 'n eksamen, jy moet leer. Dan kan jy nie sê, ag, ek het nog baie tyd nie. Wat gaan mama doen met julle as julle so maak, daai kwaai juffrou? Moeilikheid, nee. Nee, ek kan dit nie uitstel nie. Ek moet eksamen gaan skryf, ek moet leer. Dis maar 'n beeld om vir julle te sê, hier's 'n ding van dringendheid. Jesus sê, hierdie is ontsettend dringend, belangrik vir ons as kerk. Gaan, heel eerste, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, en gaan uit, en soos wat julle gaan verkondig. Johankie. Hey, how's the taxi? Johankie? Hey, jou mannetjie, man. Mannetjies, ek sê vir julle, ek het 'n nuwe naam. Kijk. Ek is nou B-L-P. Brakkie, lightning, pan. 5 jaar in die tronk, 5 jaar. Ees, ek het lekker lewe geloop, lekker. Jong, ek luister, ek is honger, het jy vir my 'n koekie om te eet, of 'n geldjie, kom nou seentjie, kom, ek het 'n knife en alles, kom, nou kom ek na jou huis toe, ek sê vir julle, want ek is honger, 5 jaar in die tronk, en gisteraan bietjie Hallo?
Kyk hierdie lady. Jy is seker 'n onderwysertjie ergens, né? Nee. Okay. Luister, en wat maak jy hier so by my, man? Het jy nie gehoor ek wil iets eet nie? Ek haal my mes, Ek butter you to death, ek sê. Sommige net so, tjoe. Want ek is kwaai en honger. Ek het vir jou iets hierso. Ek het gehoor jy is honger. Ja. Ek is honger. Hoekom? Vra jy dit vir my? Jy het mos gehoor ek is honger, man. Waar's my, hou my mes vas. Dankie. Ja. Man, nou gaan ek lekker vreet. Ja. Man, ek is sterk, watch my. Daar val my goedjies uit. Tannie, dis 'n lekker koekie. En nog een. Yes man, ek gaan nou lekker eet, jong. Okay, maar ek sien jou nou, né? Maar baie dankie vir hierdie koekies. Hoekom gee jy dit vir my? Sommer ek het gehoor jy is honger en dis wat Jesus sou gedoen het. Jesus? Jy's 'n preacher in elk geval, watch my. Maar in elk geval, hoe weet jy wat van Jesus? Ek is honger net vir my koekies. Wat gaan Jesus met my doen? Hy wil jou vergewe. Vir my? Jy was mos in die tronk. Ja! Vir ernstige misdaad, ek sê. Hy wil jou vergewe. Ag nee, kyk hoe swipe ek nou my lightning af. My vergewe, maar kyk hoe lyk ek. Ek is vuil, man, en ryk my skoene. Ryk 'n bietjie daar. Ryk, is lekker. Maar hoe kan hy my vergewe? Met al die, kyk my lightning en alles. Ek het tot 'n tattoo. Dit maak nie saak nie. Hy is lief vir jou. Vir my? Is jy ernstig? Ja. Jo, nou weet ek, daar gebeur nou iets vir my. Toe hierdie teachertjie nou dit vir my sê. Toe voel ek nou so skaam. Moet ek skaam wees? Nee, jy hoef nie skaam te wees nie. Hoekom nie? Want Jesus is lief vir jou, jy moet dit net aanvaar. Preacher, julle kry ek nou so warm gevoel hier binnekant my. Ek is so jammer. Wat het nou gebeur? Jesus werk in jou hart. Jesus werk in my hart. En 'n boksie koekies gekry. maar baie dankie, maar ek voel, weet jy, ek vee nou so, al die lelike goed uit my. Jy weet, ek is jammer. Sal Jesus my vergewe? Ja, natuurlik. Ja, maar dan voel ek nou beter. Okay, maar wat moet ek nou doen, man? Ek doe lekker koekies, wat moet ek Jy moet dit nie alleen eet nie, jy moet dit nou gaan uitdeel. So jy moet Jesus se liefde wat ek vir jou gegee het, moet jy nou gaan uitdeel aan die maatjies. Ja. En wat gaan dit my help? Hulle kry koekies en ek sit met niks. Ja, maar Jesus gaan vir jou sorg. Op 'n ander manier. Wel, ek hoop so. So ek moet hom net vertrou, nee. Wat dink julle? Moet ek Jesus vertrou? Ja, ek dink ook so. Okay, maar dan kan ek nou maar die koekies vir hulle uitdeel, dan gaan ek nog beter voel. Okay, wil jy enetjie hê? Asseblief. Enetjie vir jou? Nee, sê nie vir. Enetjie vir jou? Maar julle kan kry, want julle is wag, is nog 'n teacher hier ergens. Enetjie vir jou? Dankie. Jou aardige mens. Hier's 'n ou baas. Ou koekie vir jou. Hey. Sorry, die violence kom nog partykeer so. Kom ek weer. Hallo Isak. Okay. Die deel ek. Daar's hy. Vat veel, stuur hom so aan en deel julle elkeen 'n koekie. Nou voel ek daarin beter. Jesus is so goed vir my. En ek voel nou sommer vry. My naam is nou weer Jointjie.
Die bel, daai ene het nou gewaai weer. Sorry dominee. Hy is nou dood en begrawe. Ek is nou 'n nuwe mens. Dit is 'n nuwe mens, Johan. Dankie, dankie. En wat Jesus wil hê, jy moet hom net vertrou. Hy is die Here van jou lewe. Jy moet hom aanneem as jou Here. En dan dank jy vir Jesus. Baie, baie dankie. Dankie dat Jesus vir my lewe gebring het. En nou gaan ek dit ook uitdeel. Julle moet dit ook uitdeel, hoor. Dit maak nie saak hoe jy lyk of wie jy is nie. Jesus is lief vir ons almal. Maar ons moet sy liefde vir mekaar gee. Okay. Nou, dit wat ons nou hier uitgebeeld het, wil ek net so 'n bietjie verder vat. En ek wil dit vir julle so verduidelik, maar ek wil dit graag ook vir die groot mense verduidelik. Wat ons hier gesien het, is hier kom 'n verlore mens in. En hy dink hy's vol bravade. Hy is net die myn man van die plek. En daar's baie seer in sy lewe. Jesus sê, gaan verkondig en gaan genees, gaan wek op die wat dood is. Johankie was vol lewe, maar eintlik geestelik dood, want hy het nie Jesus in sy lewe gehad nie. En hier het ons vir Tannie Elmarie gehad. Sy het Jesus in haar lewe. En hier staan sy, hy kan sy show gooi net soos hy wil. Maar sy is nie bang nie, want sy het Jesus in haar lewe. Sy het die Heilige Gees in haar lewe. Sy verstaan sy die autoriteit en die gesag wat Jesus vir haar gee. Hy kan maar sy toys uit die kot gooi, hy kan hom maar dreig met 'n mes. Sy het gesag en autoriteit. En hier's wat ek heel eerste wil sê vir die NG gemeente in Stella. Vir elkeen van julle as kinders. As mens na die kerk kyk, en as mens na Stella kyk, dan sit ons met 'n klomp Christene, wat die gesag en die autoriteit het van Jesus. En hy stuur ons gaan uit, maar ons dink ons het dit nie. Ons is bang. Ons tree nie op in autoriteit nie. En wat Tannie Elmarie vanoggend gedoen het, sy het vir ons bietjie probeer demonstreer. Ek is nie bang nie. Want ek het die gesag en die autoriteit wat Jesus vir my gee. Hy het vir my gesê, gaan en gaan verkondig. En doen dit met die autoriteit wat ek jou gee. En ons het 'n hele reeks gehad oor die Heilige Gees. En wie die Heilige Gees is in jou. En is die Heilige Gees wat jou in staat gaan stel om te praat. En die eerste ding wat ek vanoggend gesê het, Jesus stuur ons soos wat ons gaan, om met gesag en autoriteit. As jy 3 jaar oud, daar is 'n mooi man, ou poppie. Amper sê ek, ons moet 3 dinge gaan doen, want sy is 3 jaar oud. Ons moet uitgaan, ons moet gaan verkondig. Hulle wat siek is, ons moet vir hulle bid. Hulle wat dood is, ons moet hulle uitroep in die naam van Jesus. By die skool, daar by die skool is daar dalk maatjies, wat Jesus nie in hulle hart het nie, wat Jesus nie ken nie, wat emosioneel seer is, want by die huis is dinge nie lekker nie. En dan stuur Jesus ons oor hulle pad, om vir hulle wat te doen. Waar is die blik koekies? Die tweede, het almal al koekies gekry? Daar is hy. Die tweede ding, wat Tannie Elmarie verduidelik het. Sy het 'n geskenk gehad in haar hand. En sy het dit vir Johankie gegee. Sy het nie gesê, nee, sies, kyk hoe vuil is jy, kyk hoe lelik praat jy, kyk hoe lelik maak jy met my, jy verdien die hel nie. Sy het hom nie verdoem nie. Sy het vir hom gesê, hierso, jy het Jesus nodig. En die beeld vanoggend
wat ek wou laat uitbeeld met die koekies. Kom ons sien die koekies, God het ons gered, uit genade gered deur geloof. Ons het dit nie verdien nie. Hy het vir ons 'n geskenk gegee, Jesus Christus. En nou het ons die geskenk, en nou kom Jesus hier en hy sê, jy het dit verniet ontvang, gaan gee dit verniet. Gaan gee die evangelie verniet. So jy moet dit eers kan ontvang, en dan gaan gee jy dit. Kan ek vanoggend vra, julle as kinders, kom ek begin by julle, het jy al op 'n dag vir Jesus gevra om jou Here te word, om in jou hart te kom woon? Het jy jou lewe oorgegee vir Jesus? Nou wat beteken dit? Ek gaan dit so verduidelik. Hier is hierdie stoel. Ons praat so maklik, ons moet ons hartjie gee vir Jesus. Wat beteken dit? Kom ons sê, hierdie stoel is Jesus. En julle het nou gesien vanoggend vir Johankie, hier kom hy, hy dink hy is oulik, hy dink hy is die mynpeanut in die pakkie, hy dink hy kan die wêreld gaan verander. Maar, wat wil die Here hê met ons doen? As dit Jesus is, dan wil hy hê, ons met ons volle vertroue op hom plaas, vir ons verlossing. En die maklikste wat ek het kan uitbeeld is so, ek gaan plaas my volle vertroue op Jesus. Ek gee my hele lewe aan Jesus oor. Julle kan sien, daar's nie 'n voet van my wat op die grond is nie. Ek vertrou nie meer in myself, dat ek verlos kan word nie. Al my sondes het ek vir Jesus gegee. Hy het al my sondes gevat, my volle gewig, my volle vertroue is op Jesus. Het jy jouself al so vir Jesus gegee? Gesê, Jesus, ek is toe nou nie so oulik nie. Ek gee my hart oor vir U. Ek plaas my volle vertroue op U. Het jy as kinders dit al gedoen? Het jy? In groot mense? Het jy al jou volle vertroue oorgeplaas op Jesus vir jou verlossing? Het jy dit al gedoen? En as jy dit nog nie gedoen het nie, is dit nie dalk vandag die tyd om daai genade as 'n geskenk uit die hand van God te ontvang? Sê, Here Jesus, ek kom plaas my volle vertroue op U. U het vir my sondes aan die kruis gesterf. Kom vat al my sondes weg. U het hy gesê, jy verstaan nie hoe vieslike sondes ek gedoen het nie. Dan sê Juffrou Elmarie, hy het daarvoor ook gesterf. Vat dit. Maak nie saak wat jy al in jou lewe gedoen het nie. As jy jou volle vertroue op Jesus plaas, vat hy al die sondes weg. So, Jesus sê, hy vir ons baie duidelik, gaan uit, gaan verkondig dat die koninkryk naby gekom het, laat mense tot bekering kan kom. Dan sê hy, en dit is wat ons ook vanoggend vir mekaar moet sê, gemaak die siekes gesond. Die siekes, ja, dit is mense wat fisiese siekte het. Wat dalk gaan bid vir die wat kanker het. Gaan bid vir die wat siek is in die hospitaal. Gaan bid vir die wat siek is by huisloei. Gaan uit en gaan bid vir hulle. Want ons het die krag en die autoriteit in Jesus. Maar, ons dink so beperk oor siekte. Daar's so baie mense, dalk vanoggend in hierdie kerkgebou, wat emosionele siekte het. Daar het goed in jou lewe gebeur en dit hou jou terug. En jy is op so 'n manier ook gebroken. Dan kyk ons dit mis van die liggaam lyk gesond. Maar hier binnekant is dit stikkend. En Jesus het gesê, ek het gekom om te kom genees die gebrokenes van hart, die verbruiseldes van siel. En Jesus stuur ons uit
Oral waar jy gaan, by die skool, by jou buurman, in jou huis, gaan bid dat mense emosioneel genesing kry. Gaan bid vir die siekes, die wat fisies en emosioneel siek is. Hy sê, gaan wek die dooies op. En ek wil dit weer so verduidelik. Voor elkeen van ons lewe vir Jesus gee, is ons geestelik dood. En een van die groot roepings wat ons het, is om in die naam van Jesus mense uit die dood uit te roep na die lewe toe. Om in die naam van Jesus vir mense lewende water te gee, dat hulle kan lewe. Dis die roeping van hierdie gemeente. Dis die roeping van elke Christen. Gaan wek die geestelike dooies op. Dink aan die liedjie, die senior mense sal hom ken. Ons kan nie meer sing, moet ek gaan met leë hande en so my Here ontmoet nie. Nee, ons moet die evangelie verkondig. Die geestelike dooies opwek, reinig die malaatses, dryf bose geeste uit. Want, soos Tannie Elmarie, ek besef ek het die krag en die autoriteit van Jesus. Ek is nie bang vir hom nie, al manifesteer 'n demoon. Ek het die autoriteit van Jesus en ek kan die autoriteit gebruik. En in die naam van Jesus die bose bestraf. En ek het dit een keer hier gesê, hoe doen ek dit? In die naam van Jesus, Satan, demoon, gaan uit hierdie persoon uit onder die voete van Jesus. Laat Jesus jou verpletter. Dis ons autoriteit. Gaan uit onder die voete van Jesus. Gemeente, en kinders, hierdie roeping is vir elke ene. Ons kan nie wag, en ek wil julle uitdaag, daar by die skool, daar's maatjies van julle wat Jesus nie ken nie. Gaan deel Jesus se liefde met hulle. Soos wat Tannie Elmarie gestaan het en hy het gesê, Jesus is lief vir jou. Daai maatjies by die skool wat boelie, sê net, Jesus is lief vir jou. En as dit moet, dan sê jy, kom sit hier, laat ek vir jou bid. En die Heilige Gees gaan vir jou lei dat jy kan bid. Gemeente, ons het 'n groot roeping in Stella. Stella het nodig dat die kerk opstaan en dat die kerk in hierdie strate uitgaan. Dat ons hierdie goed gaan doen, vir mense gaan sê, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Dat ons dat ons gaan bid vir die siekes, maar ook vir die wat emosioneel siek is. Dat ons die bose geeste uitdryf, en dat ons die wat geestelik dood is, uit die dood opwek. En omgehoors aan hierdie opdrag van Jesus, het die Here my gelei, dat ons juis dit vandag in hierdie erediens sal doen. En het die Here op my hart gelê om oor 4 goed te bid vanoggend. En ek gaan dit in 4 dele doen. In daai deel wat jy voel, dit is vir jou, dan bid jy in jou hart saam en jy stel jou oop vir die werking van die Heilige Gees. Die eerste deel gaan ek eers bid om in Jesus se naam die bose te bind. En dan gaan ek die geestelike dooies oproep, dan nie die geestelike dooies uit die dood na die lewe roep, en dan gaan ons vir die fisiese, emosionele siekte bid, en dan 'n belydenis wat ons gaan doen. So kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons tot U kan nader in die naam van ons Koning en Here Jesus Christus. Here Jesus, U het ons uitgestuur om onder andere die bose te gaan uitdryf, die bose te gaan bestraf. En Jesus, ons kom nou na U toe in U naam, en Satan in die naam van Jesus beveel ons jou, dat jy geen reg en autoriteit het
oor enige persoon in hierdie kerkgebou nie. Ons beveel jou om hier uit te gaan, in die naam van Jesus, onder die voete van Jesus in. Ons beveel jou dat daar waar jy hou vas het op enige persoon in hierdie kerkgebou, in die naam van Jesus, los die hou vas en gaan uit onder die voete van Jesus. En dankie Here Jesus, dat soos U ons beveel het, dat ons nou elke gedagte kan gevange neem en dit aan U getrou en gehoorsaam sal maak, aan U onderdanig sal maak. En kom bid ons nou dat U ons gedagtes gevange sal neem en dat ons sal doen wat U vir ons vra en wat U weet, elkeen van ons in ons lewe moet doen. En Vader, U ken elkeen van ons. U ken ons deur en deur. Ons kan vir mekaar bedrieg, maar ons kan U nie bedrieg nie, want U weet hoe lyk elkeen van ons se verhouding met U. En daarom kom bid ons nou in die naam van Jesus, Here, dat U elkeen van ons, soos wat ons nou hier sal sit, 'n kind of 'n volwassene, sal kom wys, het ek 'n verhouding met Jesus Christus, het ek al my volle oorgawe gemaak, my volle vertroue op Jesus geplaas vir my verlossing. En vir jou, wat dalk twyfel, of jy jou volle vertroue op Jesus geplaas het, vir jou, wat die evangelie nog nie as 'n geskenk uit die hand van Jesus ontvang het nie. Vir jou wil ek vra, in jou hart nou, en as die Heilige Gees jou oortuig, kom bid nou hierdie volgende gebed in jou hart saam met my. Vader, ek besef dat ek verlore is en dat ek myself nie kan red nie. Here Jesus, dankie dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. En ek besef dat ek nog altyd op my eie manier, my eie verlossing probeer uitwerk het. En kom sê ek nou vir U, Here, ek het tot op die einde van my pad gekom. Ek kan nie meer nie. Jesus, ek wil die lewende water drink. Kom gee vir my die lewende water. Ek bely dat ek vol sonde is. Kom neem my sonde weg. Dankie dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. Dankie dat U my verlosser is. En Here Jesus, kom word ook nou, wees die Here van my lewe. Vat die volle beheer van my lewe oor. En vul my met U gesag en U autoriteit, dat ek voluit vir U kan lewe, en dat ek sal weet, ek lewe deur Jesus Christus, en die Heilige Gees vul my, dat ek vol van die Gees, voluit vir U sal leef. En vir julle wat dalk siek is, het die Here ook 2 goed op my hart gelê om vir die fisiese siekte te bid, maar vandag ook vir die emosionele siekte. En veral vir jou wat die emosionele pyn saamdra, gaan ek 'n spesifieke gebed bid. Maar kom ons bid eers vir hulle wat fisies siek is. Vader, ons bely dat U ons groot geneesheer is. U ken ons elkeen, U het ons liggame gemaak. En as U vandag iemand in hierdie gebou is, wat 'n fisiese siekte het, en ons bid hier vir lidmate van ons gemeente, alreeds, ons het dit vanoggend gedoen. Vader, wil U asseblief met U genesende hand, dit uitsteek na elkeen hier, wat 'n siekte het, in die naam van Jesus, hulle aanraak, in die naam van Jesus, genees wat daar genesing nodig is. Dankie dat ons genesing kan uitroep oor elke kankerselletjie. Genesing kan uitroep oor elke siekte en kwaal. Dankie dat ons dit kan uitroep in die naam van Jesus. Ons bid dat U vir hulle sal beskerm deur die bloed van Jesus. Elkeen wat 'n siekte het. Vader, en dan in die naam van Jesus, kom ons ook vir ons, elkeen wat dalk hier sit, wat 'n emosionele siekte het, wat emosionele pyn het, as gevolg dalk van 'n stryd of 'n onvergewensgesindheid, iets wat iemand aan iemand gedoen het, en ek kan daai persoon nie vergewe nie,
of ek het seer gekry deur iemand se handelinge in my lewe. Vader, dan kom ons in die naam van Jesus en kom vra, daardie deel, daar waar die seer is, al het dit al gebeur in my ma se baarmoeder, reg deur my lewe, al daai seer, in die naam van Jesus, wil U asseblief aanraak, wil U asseblief daar genesing bring, al daai emosionele letsels, Here, wil U asseblief daar genees. Ons weet U is die groot geneesheer ook van die emosionele letsels. Bring U asseblief die genesing, ons roep dit uit in die naam van Jesus. En Vader, jou laaste, wil ons tot U nader. En Here Jesus, U wat gesê het, ons moet gaan en onbeskaamd die koninkryk van God gaan verkondig. Ons elkeen bely vandag, ons is skuldig. Ons het nie hierdie opdrag uitgevoer nie. En Stella gemeenskap, ons bure, ons familie, ons kinders by die skool, almal het nodig, Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan hierdie opdrag. En ons bely ons ongehoorsaamheid. En ons bid, Here, dat hier is ek. Vuur my aan deur die Heilige Gees. Laat ek ook my gesag en autoriteit besef, dat ek sal uitgaan en gaan doen wat Jesus my geroep het om te doen, gaan verkondig dat die koninkryk naby gekom het en gaan leiding gee en bid daar waar U my roep om dit te doen. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ja, gemeente, in die weke wat kom, het die Here dan spesifiek op my hart gelê om dit wat vanoggend begin het verder te vat. So ek wil julle vra, hoe kan ons saam betrokke wees? Nooi in die volgende paar weke iemand saam kerk toe. Ek gaan dit in spesifieke dele doen. Ek gaan ook vir julle sê wanneer daai tyd is wat ons mense wat ons weet emosioneel seer het, dat ons 'n emosionele genesingsdiens hou. Maar nooi asseblief volgende week mense en kinders, nooi nog maatjies, dan gaan ons die evangelie op 'n baie praktiese manier deel, dat ook hulle wat nie seker is nie, en hulle wat verlore is, by Jesus kan uitkom. So neem ons saam deel aan hierdie opdrag wat God vir ons gee. Kan ek vra, gemeente, is julle in daarvoor? Ja of nee? Daar is hy. Goed, dankie. Ag, verskoon maar die stem, ek het nou nie beheer daaroor vandag. Kom ons gee die diakens kans om vir ons die kollekte op te neem.